As dit fossies, hoop het gaan goed daarmee julle. Ons gesels oor hoofstuk 4, nuwe en verbeterde materiale. En dit is in jou handboek van bladsy 75 tot 82. You can check your textbook out from page 75 to 82. New and improved materials. Welcome to Fossies Web School. Right, nou kies, kom ons gaan 'n bietjie aan. Waaroor gaan dit? Ons praat oor materiale en ons praat oor hoekom het ons materiale, wat is materiale, waarvoor gebruik ons dit? En natuurlik gebruik ons materiale om vir ons die mens, ons wil goeders doen. So ons gebruik dit vir onsself. En in die ou dae, toe ons nog daar in die grotte was, het ons natuurlike en wat ons sê biodegradeerbare is 'n groot woord. Maar dit is natuurlike materiale gewees wat ons gebruik het, hout, blare, vel, daai tipe van goeders, katoen en so aan. Maar die mense het mos nou vooruit gegaan, nee, so loop hy daar en dan gaan sit hy by sy lesenaartjie. En wat gebeur het is dat ons behoeftes, ons moderne behoeftes het verander. En dit beteken ons het 'n behoefte aan ander materiale gekry. En so is daar nuwe materiale geontwikkel. En saam met die moderne materiale se ontwikkeling het nuwe prosesse in plek gekom. En dit is as gevolg van ons energie en ons materiaalbehoeftes. So wat doen die mens? Die mens is 'n interessante ding, hy is baie slim. Hy gebruik goeders om vir hom die lewe lekkerder te maak, makliker te maak. Hy gebruik elektrisiteit. En julle weet ek is elektrische onnie, so dis hoekom ek eers daarvan praat. Elektrisiteit en grondstowwe soos steenkool, water, en al die goeders word gebruik, en ons sit dit in ons fabrieke in die middel van die bladsy is 'n fabriek, and what we do with this factories of ours, we will then grind and mold and put together all these different materials, and what will happen is we're going to make synthetic materials. En wat is die voordeel van sintetiese materiale? Sintetiese materiale kan verander word soos ons dit wil hê. Ons kan dit giet om vir ons selfooncovers te maak, en ons kan dit inspuit om vir ons koeldrankbottels te maak, en ons kan dit blaas met warm lug om vir ons plastieksakke te maak. Die probleem is dat al hierdie sintetiese materiale veroorsaak afvalstowwe. Daar's uitlaatgasse, daar's vloeibare afval en vaste afval. En dit is natuurlik nou 'n negatiewe ding, né? Dis 'n negatiewe ding. So jy moet onderskeid tref tussen natuurlike materiale en sintetiese materiale. Natuurlike materiale soos steenkool, stuff like fiber, cotton, leather, those are natural materials, and then there's synthetic materials like nylon, plastic, all those synthesized stuff like petrol is synthesized. It's not natural. So there's natural on the one side, synthetic on the other side. And you have to know what the difference is. All right. So whilst we're looking at natural versus synthetic, we're also looking at biodegradable versus non-biodegradable. En wat dit beteken is dat biodegradeerbare stowwe soos natuurlike stowwe, papier, groente, skille, hout en so aan, dit kan in die natuur weer terug opgeneem word, omdat dit in 'n natuurlike vorm is. Maar die oomblik wanneer ons deur 'n fabriek gaan en ons maak hierdie plastiek en nylon en kevlar en ek weet nie wat so goed als nie, aluminium, so lekker groot woord, aluminium. Aluminium en daai goeders is nou nie biodegradeerbaar nie. So in baie lande, en ons veronderstel om Suid-Afrika dieselfde te wees, is daar verskillende kleure asblikke en dan moet jy jou materiale skei, jy moet jou afvalmateriale moet jy skei om dit meer omgewingsvriendelik te maak. As jy dit meer omgewingsvriendelik maak, beteken dit dat sekere van die materiale kan herwin word, hergebruik word, en ander materiale natuurlik kan net van ontslaag geraak word. Goeders soos biodegradeerbare materiale kan jy sommer daar by die huis al kan jy doen. Ek wil gou vir jou wys hierso, ons kom nou terug na daai enetjie toe. Maar ander materiale wat nie biodegradeerbaar is nie, hulle gaan af in die riviere af, en ons het al baie gehoor van die plastieksakke en die goeders wat af gaan see toe, en dan verstik die visse daar. Dis 'n groot probleem. So ons wil nie dit hê nie. So jy moet besluit, gaan jy dit gebruik, hergebruik, to be or not to be, that is the question.
om te gebruik en her te gebruik is die vraag. So synthetic materials have disadvantages in the fact that it can pollute the environment. So it's better to use synthetic materials again and again and again, and that's why we reuse and we recycle. Right, and we're reusing materials, we repurpose it for another something to use, or we recycle it. Verbruiksvermindering is dan in ander woorde wanneer jy jou carbon footprint can be reduced if you reuse and recycle. So voordat jy iets niets gaan koop, vra vir jouself die vraag af, is dit iets wat jy regtig nodig het? Is dit 'n nice to have of is it a need to have? If it's nice to have, you don't necessarily need it, do you really need to buy it? Ja, nee. Goed. Dan wil ek ook met jou vinnig gesels oor kompostering. Dit is dan natuurlik nou die herwinning van biodegradeerbare stowwe. En hier by die groot groen pyl hierbo kan jy sien dat wat daar gebeur het is ons het blare en so, en ek wonder wie van julle het komposhope by die huis. Dit begin dan word droog en daar by die oranje pyl kan jy sien dat dit nou droog geword en dit is nou besig om af te breek. En as jy nou goeie soos wurms en sulke goed het, earthworms, then it will break it down, it will eat the leaves and so on, it will poop out the soil, and at the bottom end you can see that old vegetable waste will form compost. And so a compost heap is a very nice thing to have. It also makes your carbon footprint smaller, in the sense that it makes nice, very, very fertile compost that you can use in your veggie garden. So that being said, that is it. So as jy enige vrae het, stuur dit op die WhatsApp groep, meneer Koert sal vir jou dit graag wil antwoord, maar ons het ook vir jou 'n werkkaart op die WhatsApp groep gesit. So download die werkkaart, vul dit in en ons sal die antwoorde gee volgende keer. Tot volgende keer sê ek vir jou baie, baie dankie. Gaan werk nou aan jou werkkaart, gaan doen dit nou terwyl dit vars in jou gedagtes is. En onthou daai bladsy-nommers. I believe in working for what you want, because nothing should be given easily, because things given easily has no value. So onderwys en opvoeding is iets wat nie net sommer gegee moet word nie, dit moet daarvoor gewerk word. So tot volgende keer, oom Gryfie wat vir jou sê, cheerio, goodbye, and have a very nice day. See you. That's all, folks.